Ek gaan gou vir ons oopmaak met gebed. Marie, dan gaan ek jou gou voorstel aan die res van die mense. Die jy gaan grootendeels jouself voorstel, maar ek gaan jou geleentheid gee. Kan jy wegspring en vir ons vertel oor wondsorg. Jou kennis met ons deel so 'n bietjie. En dan Mm, gaan ek die vloer opstel vir vrae. Vir mense wat Vra, wat ja, wat wat iets wil weet. ja, Daar's Karen ook nou. Hallo Karen. Ek gaan gou-gou vir ons oopmaak met gebed en dan gaan ek vir Marie die vloer gee. Okay. Here, baie okay. dankie dat ons so die voorreg het om so saam te kan kuier en mekaar te kan ondersteun en mekaar te kan toerus om ons kruise te kan dra, Here. Elkeen van ons het ons unieke kruis en elkeen van ons het bekommernisse en ons het behoeftes, Here. En ons bring hierdie bekommernisse en behoeftes na U toe en ons plaas dit by U en ons vra dat U vir ons sal intree en ons sal help om hierdie bekommernisse te dra en Here ook om onsself vry te maak daarvan sodat ons nog steeds ten spyte daarvan ons lewens kan uitleef tot eerverheerling van U groot en heilige naam. Here, ons loof en ons prys U daarvoor en ons dankie vir mense soos Marie wat hulle kennis met ons kom deel. Sê vir die baie dankie daarvoor. Amen. Okay. Right, Amen. wie is nie Karen, kan ek jou vra dat jy dalk, ek dink is vir jou wat ek hoor wat nie gemute is nie. Julle is welkom om vrae te vra, maar terwyl Marie gaan praat, dink ek kom ons sit die klanke die mute aan. Ek sien Elsabie, ek dink jy ook. Ja, daar's hy. Ek gaan myself ook mute. Maar Marie, so, stel jouself voor, vertel ons 'n bietjie van jou. Ek weet jy's 'n suster. Maar vertel ons 'n bietjie meer van wie jy is en wat jy is en jou geskiedenis en waar jy vandaan kom. En dan kan jy sommer direk oorgaan na jou kennis wat jy met ons wil deel Nou asseblief. okay, goed. Baie dankie. Um, okay. My naam is Marie Bakkeberg. Um, ek is Noe Janse van Rensburg, maar ek is met 'n Bakkeberg getroud. Ek het my my verpleegopleiding gedoen in Pietersburg en toe is ek en hy nie Piet, van Pretoria af in 'n stadium verplaas, jy weet of het hy in Welkom gaan werk en toe is ons terug Pretoria toe en toe ons terugkom in Pretoria toe het ek my beker IETA gaan doen. En ek het net daarna, kort daarna was dit die eerste kursus by die Bloemfonteinse Universiteit in gespesialiseerde wondsorg. So ek is nou so 25 jaar dink ek in die wondsorg besigheid. Saam het dit gegroei, saam met baie nuwe produkte gekom, saam met baie reps 'n paadjie geloop. So ek werk op die oomblik in my praktyk hier in Eldorein. En dan in die middag so van 1 uur af dan gaan ek Unitas toe vir pasiënte wat dokters my spesifiek oor kontak. Of wat Unitas my vra om te sien as daar nou meer sorg nodig is vir die pasiënt. En dan sal ek gaan raad gee of ek sal die pasiënt self gaan verder doen. So dit is maar my pad, dis 'n paadjie van wondsorg. Wat vir my 'n passie is, wat vir my 'n groot liefde is en julle sal later ook in my praatjie agterkom dat dit vir my regtig 'n groot passie is en weet om oordentlike kennis te hê en in dit wat 'n mens doen. So Ons ek ons het het ons het goeie verwysings oor jou gehoor. So dis hoekom jy hier is. ja, nee, en ek het 'n wonderlike span wat saam met my werk. Suster Tanya van der Byl werk saam met my. Sy's ook 'n suster, sy het ook dieselfde opleiding as ek. En dis interessant, sy het vandag vir my so 'n papiertjie gegee wat sy gesê het sy het gedink ek kan hieroor praat. En dit is basies
presies dieselfde as wat ek op die rekenaar gaan in 'n PowerPoint doen het. So ons koppe werk dieselfde en ek dink dit is hoekom ons so lekker saamwerk in die praktyk. Lekker. Ja, dis lekker om saam met Ja. iemand te werk wat jou denkwyse verstaan en volg. Ja. Ja. So ek gaan nou PowerPoint opgooi. Ek gaan party goed ooplos wat ons dan later weer kan oor praat. Weet so, moenie bekommerd wees as ek nou dinge partykeer bietjie in die lug los nie. So ek gaan net probeer om my slideshow waar hierso. Okay, kyk net, sal julle vir my sê of hy werk? Of julle hom kan sien? Maria, hy's nog nie op nie. Hy nog nie op nie. Ja, het jy die share gedoen en dan geklik op dit wat jy wil share? Jy moet klik op die skerm wat jy wil share. Ja, Hy die skerm wat ek wil share is nou oop voor my. Okay, So wat druk gaan dan nou weer onder op die Zoom, maak hom oop en dan klik jy op share. Ja, okay. Knop share. Okay, dan moet jy Dan gaan na hierdie een toe wat ek wil doen. application Windows, ja. Ja. Okay. En dan share. Ja. Wat sê daar gebeur nou iets? Daar sy. Okay. As sy. Right, as jy nou double klik kan op jou julle- skerm, dan gaan hy vir jou om op 'n volskerm grootte oopmaak. Ja. Ja, ek gaan hom so maak. As sy. Okay. So ek het begin met hoekom kyk 'n mens soms na iemand anders, 'n geliefde, 'n ma, 'n pa, 'n kind, 'n sussie, 'n boetie, wat versorging nodig het. Ek het sekuriteit op vanuit eie ondervinding, want ek het in 'n stadium my pa hier na my toe gebring omdat ek net gevoel het hy kan nie meer aangaan soos wat hy aangaan waar hulle gebly het nie. Hy het te veel kere geval. So vir sy eie sekuriteit het ek gevoel hy moet hier na toe kom. En dan finansiëel is dit baie keer ook hoekom mense na hulle geliefdes kyk en dit was by ons ook dieselfde. Ons kon nie bekostig om my pa in 'n versorgingseenheid te sit nie. Partykeer is dit mense wat daarin saam groei. Ek hoor van baie mense wat nie getroud is nie, wat twee sissies bymekaar bly en die een begin die ander maar net versorg soos wat dit nodig is. En dan kan dit 'n emosionele besluit wees ook. Hoekom iemand na 'n geliefde kyk en dit was by my ook 'n baie emosionele besluit. Ek het net besef ek kan nie my pa meer so laat aangaan nie en ek kan hom ook nie regtig in 'n ouetehuis of 'n aftreeoord gaan sit as hy nie daarvoor gereed was nie. So dis baie keer lekker want jy het mos daai gemaklike bed in die spaarkamer. So ja, bring jou geliefde hiernatoe of dit is mos nou 'n baie lekker plek om jou geliefde in te versorg. Dis mooi, dis by jou. So mens begin baie keer emosioneel en met jouself begin 'n mens baie opgewonde eintlik die pad loop om te dink jy gaan nou iemand versorg vir wie jy lief is. Ja. Maar dan is daar dinge wat gebeur. Skielik het my geliefde 'n rooi plek op die vel. Dan is die vel stikkend. Dan gaan soek ek raad by die dokter, die apteek se suster,
die wondsuster, en dit het ek aan aanhalings gesit, by 'n dokter se praktyk. Want ons het al hoeveel keer gehoor, o nee, hierdie dokter, die suster wat vir hom werk is 'n wondsuster. Maar gaan vra jy watter opleiding hulle het, dan is dit maar die reps wat daar kom en wat vir hulle vertel wat om te doen. So ons is 'n breed, wil ek amper sê, wat baie ernstig is daaroor. As jy jouself 'n wondsuster wil noem, gaan doen ten minste die korrekte opleiding daarvoor. Ja, By die plekke wat daarvoor ingerig is. ja, nee, ek stem saam daarmee. Ja, so dit is hoekom ek dit nou so sê. Okay, dan, ek kan nou net nie sien hierso, wat het ek hierso, dan die antwoorde wat jy baie keer kry op die goed, is salfies wat voorgeskryf word, dan word antibiotika voorgeskryf, dan word daar ander soorte pleisters voorgeskryf, plak hierdie pleister op, nee, plak daai pleister op, maar niks help nie. Dit word net al hoe erger. So, wat is die beste? 'n bedseer, wat veroorsaak dit? Kry 'n nuwe bed. Want 'n bedseer, dan moet jy 'n nuwe bed kry. Verstaan julle my implikasie? So ek wil So anderswoorde die bed word geblameer en nie die behandeling van die pasiënt, die beweging of die gebrek aan beweging. Nie die korrekte oorsaak nie. Ja. So ons is ook baie ernstig daaroor, jy praat van 'n drukseer. Ja. Ek wip myself nogals baie keer in 'n krul as 'n dokter praat van 'n bedseer nog steeds. Want dit is 'n drukseer, en as 'n mens verstaan, dit is 'n drukseer, nie 'n bedseer nie, dan weet jy waar die oorsaak lê en wat moet aangespreek word daarmee. Ja. So, dis nie 'n bedseer nie, asseblief, dit is 'n drukseer. 'n drukseer ontstaan wanneer daar konstante druk is wat die bloedstoevoer na die vel toe afsny. Drukking van 'n hoë gewig, partykeer is daar iets wat lank op hierdie area van die pasiënt lê. Drukking van skerpbenige dele van die liggaam se skelet. Partykeer is pasiënte baie maar, en daai benige gedeeltes van hulle is baie skerp van binnekant af. So dit is van binnekant af wat baie keer die drukseer begin, en hy ontstaan binne, en hy loop in 'n wat is hierdie vorm wat, as jy hom so maak, In 'n wig. dan hy Hy loop so in 'n wig. Ja, in 'n wig. Hy begin daar, en hy kring uit, sodat dat hy op die vel later so groot is. Ja, die piramidevorm, dis wat ek soek, Ja. die woord wat ek soek. Ja, so dit is ook wat baie keer in ag geneem moet word. Baie keer is daar 'n mediese toestel, byvoorbeeld 'n kateter, wat drukking op die vel veroorsaak. Ek het al baie lelike druksere gesien van kateters, So. wat net nie uit die pad gevat is nie. So, skuur of skuif, wanneer die pasiënt in die bed opgetrek word, daai jy skeer die vel eintlik wanneer jy 'n pasiënt in die bed optrek. So jy moet 'n pasiënt baie mooi eintlik met 'n onderste lakentjie vat en hom boontoe vat, sodat daar geen skuring of skering van die vel is op die stuitjie wond nie. So dit is ook wat 'n mens glad nie aandink, Ja. wat dit kan veroorsaak nie. En skielik wonder jy, maar ek het so mooi gekyk en waar kom dit nou vandaan? Ja.
Ja, so hierdie is maar net 'n klassifikasie van die druksere. Daar's verskillende fases, stadiums, 1, 2, 3 en 4. Die eerste een is net 'n rooi of 'n donkerder vel wat nie jy weet bleek word as jy op dit druk nie. Kan warm en swellig en pynlik wees. Die vlak 2 is die oppervlakkige oop wond of blase, verlies van deel van die dermis. Fase 3 is 'n dieper wond waar daar blootgestelde vetweefsel is en nekrotiese weefsel. Nekroties beteken dis weefsel wat afgesterf het. Ja. So dan is daar of swart, droë, nekrotiese, roofagtige weefsel of geel, sagte, loperige, etterige weefsel. Dit is wat ons as nekroties beskou. En dan fase 4 is daar ernstige skade met blootgestelde spiere of bene. Ek het al baie keer druksere gedoen wat as jy voel, dan voel jy daar's been. Die risiko van infeksie en van osteomielitis is dan baie groot. So hoe vinniger 'n mens dit keer, hoe beter. Ja. Die vraag is dan, Marie, ekskuus, ek wil net gou daar, dit moet verskriklik pynlik wees. dit is baie pynlik vir daai pasiënte. Maar ek moet sê, dit is partykeer is die dieper, die druksere nie so erg pynlik, soos wat dit 'n oppervlakkige sere is nie, want jou senuweestelsel het 'n groei en die eindpunte sit net onderkant die vel. So dit is hoekom 'n oppervlakkige wondjie partykeer so seer is. En 'n dieper wond nie eintlik so seer is dan nie. Ja. Okay. Want daar's nie oop senuwee areas wat dan betrokke is nie. Jy weet daar's dooie weefsel wat dit beskerm, weet wil ek amper sê. Of daar's slaf. Slaf is daai geel jakkie weefsel. Ja. Wat dit beskerm, jy weet so baie keer as 'n mens dit begin afhaal, dan hoor jy dat pasiënte meer kla van pyn. So met dit dan moet 'n mens ook verstaan waar dit vandaan kom dat jy daai weefsel moet afkry. En nie sê maar dis te seer vir hulle, dit moet seker maar uitdroog. Ja. En dit is die verkeerdste ding om te doen, want dan weet jy nie wat onder daai uitdroog weefsel aangaan nie. Sure, Of ja. uitgedroogde weefsel aangaan nie. Ja, ekskuus, ek moes net daar inkom met dit. Sorry, maar gaan jy aan? Ek vra om verskoning. Nee, dis reg. Julle moet my in die rede val. Weet ek het dit juist so gemaak dat mense tussenin kan vra of kan oor 'n ding wonder. Hoe behandel ek dit? Verwyder of voorkom die oorsaak. So draai die persoon meer gereeld in verskillende posisies. As die persoon 'n baie sagte vel het, of baie maar is, draai die persoon elke 2 ure, net in 'n ander posisie. In die nag kan jy hom so elke 4 tot 6 ure in 'n ander posisie draai, anders gaan jy en die persoon na wie jy kyk glad nie rus kry nie. So, wanneer die persoon sit in 'n stoel, jy kan hom laat opsit meer as wat hy dan lê, maar as hy in 'n stoel sit, laat hom so elke 30 minute net 'n bietjie op die ander bout sit, of 'n bietjie agtertoe sit, of 'n bietjie vorentoe sit, dat hulle net 'n bietjie van posisie verander. Weet so, ek moet nou sê ook, ek het sommer 'n gewone bediende wat vir my pa hulle skoongemaak het. Sy het net gesê, sy kom saam met oupa, en sy het hier ingetrek. En sy het so mooi na oupa gekyk.
En my pa het geen plekkie op sy vel gehad nie. Ja. Weet so, en hy was 94 toe hy oorlede is, so dis posisionering en verandering van posisie. Hou die vel skoon en droog. Vel wat nat is ook broos en dit vervrimmel maklik en dit skeer maklik, kry makliker seer en kry dan baie makliker skade. Goeie voeding is baie belangrik. Baie keer is mense wat siek is nie eintlik lus om te eet nie. So sorg dan net dat hulle dalk 'n proteïendrankie inkry en genoeg vog inkry. Proteïene is baie belangrik vir weefselherstel en weefselgroei. Want ons liggaam, proteïene is maar die boustene van ons liggaam. So as daar nie proteïene is wat ingeneem word nie, kan die liggaam ook nie regtig daai herstel bewerkstellig nie. Ja. So goeie voeding, begin by 'n klein bietjie, ek gebruik nou baie uit my eie lewe uit. Ek het met my pa, het ek vir hom klein slukkies sop gegee. Net om hom gewoon te maak aan die soppies, en weet later het hy 'n broodjie begin eet en hy het my later letterlik uit die huis uit geëet. Want toe sy eetlus nou terugkom, en hy begin weer beter word en herstel. Toe het hy verskriklik lekker geëet. Hy wil altyd net weet, wat eet ons môre en wat eet ons nou weer vandag? Weet, en as ons iewers heen ry, dan wil hy weet, is hier nie 'n ou koffieplekkietjie naby nie, dan moet ons gaan ietsie eet. Weet so, ja, dit is net, dit wys net dat 'n mens dit kan regkry. Ek weet baie mense is meer stubborn as wat my pa was. Hy was 'n baie sagte mens, maar ja, daar is 'n manier om dit te doen. Ja. En dan inspekteer daagliks elke liewe plekkie op die lyf. Want jy dink dalk, jy sien raak as daar plekkies is, as jy byvoorbeeld help om te was, maar jy sien ander plekke nie raak nie. Jy sien dalk nie 'n plek op die voet raak nie. Jy sien dalk nie, maar daar's 'n merk op die arm nie. Dan wonder jy, waar kom dit vandaan? En die arm lê dalk op 'n ding, weet, of soos in die hospitaal baie keer op die kotkant. Ja. Want die pasiënt sit sy arm daar op die kotkant en daar bly hy lê. So dit is, hierdie goed is baie belangrik in voorkoming van druksere, of selfs om te voorkom dat druksere erger word. Want dit is die enigste hoe jy dit sal kan gesond kry. Ja. Dan. Ja, so posisionering het ek hier 'n paar goeters geskryf. Die rug natuurlik, jy sit die pasiënt op die rug. Daar wil ek net sê, pas op dat jy 'n pasiënt op die rug laat lê, en jy tel hom lekker op, hoog genoeg op, dat hy so half in 'n sit-lê posisie is, want dan sit ons nou lekker, dan kan hy lekker gesels met die kuiermense. Maar in die tussentyd, die afsak van die liggaam, wat gebeur dan nou mettertyd, want elke nou en dan moet 'n mens hulle maar optrek, dan het hulle afgeskuif. So dit is een van die goed wat ons baie keer kry met 'n stytjie, waar jy dan die vel skeer letterlik. Want daai sitposisie maak dat jy die vel skeer. Ja. So dis iets net om aan te dink. Dan die sye, eers die linkersy, dan die regtersy. As jy lê, sit ek die bene oor 'n kussing, sodat die hak en daai knobbels aan die hak by die enkels
dat dit drukvry is. So sit jou kussings in dat dit so bietjie hier in die middel van die been is en dat jy nie regtig jou voet byvoorbeeld op die kussing sit. Wanneer jy die pasiënt draai of die persoon draai nie, want dan het daai voet ook drukking. So maak seker as jy draai dat jy genoeg kussings het, sagte kussings, maar dit moet genoeg lig om hakke byvoorbeeld en knieë van mekaar af te kan lig. Ja. Want jy wil ook nie knieë op mekaar hê nie. So jy moet jou hand onder dit kan indruk om seker te maak daar is geen drukking vir die pasiënt daar nie. En dan is daar die ander ene, jy posisioneer met 'n halwe draai. So as jy op die rug gelê het, net so klein bietjie op die ander bout, sit net 'n kussing hierdie kant in, of klein bietjie op hierdie bout, dan sit jy nou weer 'n kussing op die ander kant in. Ja. Dan het jy eintlik die regtersy, die halwe draai, die rug, die halwe draai, die linkersy. Sodat jy eintlik 5 posisies waaraan jy kan lê in 'n bed. Okay. En jy kan dan regop sit in 'n stoel deur die dag, met ook 'n bietjie drukking, so dit gee vir 'n mens daarom redelik opsies om aan te dink. Ja. Met jou persoon wat jy voorsorg. Ja. Dan het ek geskryf wondversorging, en dis waar ek opgehou het. Want ek wil van hier af weet, wat wil julle weet oor wonde? Ek gaan vir julle sê, as jy byvoorbeeld, as ons teruggaan, nou moet ek al daai terugkry, as jy teruggaan na die, net die rooi plek op die vel, drukverligting is genoeg, smeer die vel lekker vogroompies aan, dat die vel nie droog is nie, maar het is nie nodig om 'n pleister daar op te plak nie. As jy nie anders kan nie, as jy moet posisioneer dat jy op die vel op daai kant moet lê, dan sou ek aanbeveel, daar is pleisters wat 'n mens kan koop. En ek en Tanya het vanmiddag gepraat, ek dink die beste pleisters wat jy kan koop, is die Elevine pleisters, wat jy by Clicks en by wat is die apteekgroep, Dis-Chem kan koop. Ja, ek dink hulle verkoop daai tipe pleisters. As jy 'n stikkende vel het, dan is daai pleisters baie goed ook om op te plak, net as die vel stikkend is en dat nog nie enige lelike weefsel op het nie. Ja. As die vel slaffie is, dit beteken daar's geel goed alreeds gevorm op die vel, met etterigheid, dan is dit dalk goed om 'n gel op te sit. Mens kry verskillende gelle by die apteke, wondgelle wat mens kan opsit, met dan ook hierdie pleisters op wat die wond baie goed bedek. En as dit natuurlik al hoe erger word, gaan soek regtig hulp by kundige mense wat weet wat hulle doen. En nie net elke keer by die apteek of die apteeksuster, en selfs dokters, GP's weet nie altyd wat om voor te skryf meer nie. Ja. So, kry 'n suster uit, ons doen dit op die mediese fonds, as die pasiënt op 'n mediese fonds is, die dokter gee 'n verwysingsbriefie, maak seker dat jy 'n verwysingsbriefie van die dokter het, want die mediese fondse versoek dit, hulle wil daai verwysingsbriefie hê.
En dan stuur ons dit in met 'n foto na die mediese fonds toe en dan gaan dit nie van die pasiënt se dag tot dag af nie. So as jy so iemand nodig het, kan jy my kontak. Daar is 'n paar susters in Centurion wat wel uitgaan ook na huise toe. Wat ek dan vir julle kan aanbeveel. Ja. Maar ja, so verder moet julle vir my sê wat wil julle weet spesifiek van wondversorging? OK, ek het 'n vraag of twee wat ek dus sommer mee hier gaan in die diepkant inspring. Maria, ekskuus, ek gaan voor die ander indruk. Ek het altyd gehoor dat as 'n mens 'n persoon versorg wat in 'n rolstoel sit of op in 'n bedleend is, dat 'n mens skaapvelletjies onder sit om te keer vir bedsere. Werk dit of werk dit Ja. nie? Dit werk nie, dit werk tot 'n mate. Want in die somer kan dit baie broei. Dan word die vel klam. Dit kan vir 'n rukkie die drukking wegvat, maar later is dit maar ook, gaan dit deur. Dit is nie genoeg om heeltemal drukvry te wees nie. So, en dit gee baie keer 'n verskriklike vals, ek soek vanaand na my woorde. Valse gerusheid. Gerusheid, ja, gerusheid. Ek het met soveel verskillende dinge te doen gehad vandag dat ek gewone woorde vergeet. Ja, dit skep 'n valse gerusheid. Dat mens dink, maar as mens 'n skaapvelletjie onder, so ouma kan nie 'n drukseer kry nie, weet, dit sal mos keer. Ja. OK. So, beantwoord dit jou vraag? Ja, dankie. Die vloer is oop as daar mense is wat vra het oor wondversorging, wondvoorkoming, asseblief vra jou vrae. Marie, intussentyd wil ek ook net sê dat is daar spesifieke sorg vir mense wat in rolstoele sit, wat se boude die heeltyd basies onder die drukking is? Ja, daar is plekke wat rolstoelkussings maak. Die ortotiste maak baie keer rolstoelkussings. Hulle kyk waar die drukking is van die rolstoel, as die pasiënt in die rolstoel sit, en hulle maak die kussing spesifiek so dat hy daai gewig dan kan dra. En ook daai kussings moet kort vervang word, so elke jaar of wat vervang word, en 'n nuwe kussing kry, want hulle sit ook deur. Ja. Maar jy kan daai kussings kry, jy kry baie keer, ek het al gesien dat hulle by Dis-Chem kussings verkoop, rolstoelkussings verkoop. Ek het my pa byvoorbeeld in die stoel gehad en hy het op 'n klein kussentjie gesit, weet, net om my ergste weg te vat. Weet, so, ons, weet, solank 'n mens net elke keer die vel dophou, elke dag, weet, kyk. Ja, so vir rolstoele is daar spesifiek, jy kan kussings kry daarvoor. Okay. En jy kry ortotiste wat regtig die drukking meet op die pasiënt. Ja. Ek het dan ook gehoor dat mense wat spesifiek mense in rolstoele sit, wat in ander woorde hulle sit letterlik die hele dag op die boude, dat wat hulle doen is hulle wissel die kussing af met 'n ringkussing. Om die drukking te versprei na ander dele toe. Is dit iets wat nogal kan werk? Ek persoonlik hou nie van 'n ringkussing nie, want 'n ringkussing druk partykeer die bloedstoevoer reg rondom daai stuitjie af. Okay. So as jy
dan wil sit liewer kry van hierdie klein sagte kussentjies en sit een onder elke bout, dan is die stuitjie drukvry. En dan moet jy die pasiënt leer of help hom dan om net op die ander bouttak 'n bietjie meer te sit en met 2 kussentjies hierdie kant Ja, of 2 kussentjies ander kant. ja. Maar ek sou eerder sê, sit dan 'n kussing weerskante van die stuitjie in. Okay. Ja. En dan kom ons sê dat die wond het nou die geel, wat noem jy dit, sava, Slaf. 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 Is dit Dooie is weefsel. Jy kan maar van dooie ja, weefsel ja. praat. Is dit dan nou nodig om dit te verwyder of wat maak mens daarmee? Hoe behandel mens die wond fisies? Okay. Dit moet afkom. As jy wil hê jou vel moet mooi weer toegroei en jou wond moet groei, dan moet daai uit die pad uitkom. Want dit gaan nie bo oor dit groei nie, want dit is dooie weefsel. Ja, ja. So as dit dooie weefsel is, moet dit uit die pad uit. Maar dit is iets wat die versorger nie self moet doen nie. Dit is iets wat die versorger nie self moet doen nie. Okay. As dit 'n klein plekkie is, wat geel is, dan kan 'n mens 'n gel gaan koop by die apteke en jy kan dit met 'n pleistertjie bo-oor sit sodat die gel dit losmaak. En dan moet jy net mooi bo-oor vee om net goed skoon te maak en af te haal wat dan losgekom het. Maar dit is partykeer maar iets wat 'n mens sal moet afhaal. Mens moet partykeer verskillende produkte gebruik. Ons begin maar by 'n gel partykeer. Ons gaan partykeer dan oor vanaf 'n gel na 'n ander tipe salfie wat dalk 'n silwer ook bevat. Om te keer dat daar infeksie dan in daai velgedeelte kom en dan weier versprei. Maar dan dink ek moet 'n mens maar begin meer raad vra. Ja. Ja. Marie, ek wil net gou die vloer gee vir iemand. Is daar iemand wat 'n vraag het wat hulle wil vra? Ek probeer gou net na die lys mense kyk wat ingeskakel is. Is daar iemand wat 'n spesifieke vraag het vir Marie? Jelies? Ja, ek het. Asseblief gaan vir dit, ja. Okay, ekskuus tog, ek het nou geskuif na die bed toe, ek is jammer. Dis reg, jy is welkom. Baie dankie, Tannie. Ek wil net weet, ons het nou Tannie verwys na daar's 'n rooi plek op die vel. Ja. Maar ek wonder, ja, wat is half die eerste tekens of waarna moet 'n mens eintlik spesifiek kyk wanneer is dit iets nodig wat 'n probleem is? En hoe vinnig vorm eintlik 'n drukseer? Vir hoe lank kan 'n pasiënt so lê voordat daar al eintlik 'n probleem is? Weet jy, ek is nie seker van die tyd gebonde daaraan nie. Maar as ek reg onthou, kan 'n drukseer binne 8 ure begin ontwikkel. Sjoe. Ja. Afhangende van waar jy lê. Okay. Ons kry baie keer pasiënte in die hospitaal en wonder 'n mens hoekom het hy so vinnig 'n drukseer ontwikkel, en as jy gaan kyk na die geskiedenis, dan is dit iemand wat in 'n motorongeluk was. Hulle het hom op die grond neergelê na die ongeluk, daarna die ambulansmense hom kom haal. So dis elke keer harde oppervlak, want die ambulansbed is maar nie vreeslik sag nie. Dan lê hy vir hoe lank in ongevalle waar dokters hom kom sien, harde oppervlaktes. So dis baie interessant as 'n mens gaan kyk na jou druksere, en as jy dink, as jy vir 8 ure op een plek lê, dan druk jy die vel dood daar. Sure. As ek vir 8 ure hier gaan druk, dan gaan my vinger later
begin pins en needles kry, want weet, Ja. ehm Jy sny die bloedsomloop af. Ekskuus? Jy sny die bloedsomloop af. Ja, Ja. jy sny die bloedsomloop af. Ja. Ja. Sure. Dit is Ja. eintlik interessant So om is- so daaroor te dink. Ja. Ja. Ekskuus julle, as ek net vinnig hier kan sê, Ja, Suster ja. Maria, ekskuus. Suster ken my dogter ook, Ja. Suster van Sail. Ja. Ja. Nou sy het altyd verduidelik vir ons wat nou die opleiding gedoen het vir die versorging. Sit 'n tennisbal onder jou boude. En Ja. kyk of jy vir 'n halfuur op daai tennisbal kan sit. Ja. Dan Ja. gaan jy besef daai drukking wat daai tennisbal jy gaan later so seer en styf wees op daai Ja. spesifieke plek. So dis die Ja. effek wat dit het as 'n pasiënt op 'n een plek bly lê en ook Ja. maarder mense wat basies net vel en bene is gaan meer geneig wees om vinniger 'n drukseer te ontwikkel want daar's nie bietjie vet of bietjie Daar's nie ander vetjies daaraan weefsel wat in die lyf keer. nie. Ja. Ja, so ek dink dit Ja. maak ook 'n groot verskil. Ja. Ja. Nee, die Ja. tennisbal is 'n baie goeie vergelyking. Ja. Wat Ja. 'n mens kan gebruik, jy weet, so gaan Dankie Elsabeth, weet- dankie Elise. Ja. Ja. Marie, ek het nou 'n ander angle wat ek nou gou-gou hier wil ingooi. Ons het nou heelwat gepraat oor druksere en dit is 'n belangrike probleem as dit kom by versorging van veral bejaardes of gestremdes. Maar Ja. mense wat ook versorg word is mense wat uit hospitale uitkom na groot operasies ensovoorts en wat ook versorg moet word. En daardie Ja. operasiewonde het ander behandeling nodig as druksere. So kan jy Ja. gou vir ons so vinnig daarin raak? Okay. Gewoonlik as die pasiënt ontslaan word, dan gaan daar instruksies bykom met dalk pleistertjies om te sê hou hierdie vir so lank op. Maar hier is pleistertjies om te verander, weet. Dan kan hulle verander sodra die wond te nat is. Dan moet hy sit 'n nuwe pleistertjie op. In ander woorde, jy meet hom basies aan hoe nat die wond is. Ja. Ja. Okay. Ja. As jou wond droog is, los hom uit. Dan het jy nie nodig om hom oop te maak nie. So volg die instruksies wat die dokter jou gee. Ek het iemand gehad wat my gebel het nou onlangs en gesê het, die dokter het gesê ek moet die pleister afhaal, ek moet daai steri-strips los, maar nou is daar die steri-strips is nou nat. En nou moet ek 'n kous bo-oor aantrek. So wat nou? So toe het ek van gesê dan haal die steri-strips dan nou af. Weet en sit dan 'n pleistertjie daarop. So daai wonde moet maar so droog as moontlik bly sodat die vel mooi kan toegaan. Roofies en goeters kom later van self af. Maar as dit te veel begin dreineer, dan moet 'n mens maar teruggaan dokter toe of by iemand uitkom wat weet. Okay. Ek voel net dit is ook iets wat ons net so liggies aan kan raak is daai tipe van wonde. Ja. En dan iets wat ek ook wil vra is weet mens praat nou van drukwonde en druksere, maar mens kry ook kneusplekke veral by ouer mense wat geval het wat baie pynlik kan wees en wat die Ja. vel partykeer sommer so 'n blou sak maak van die bloeding. Ja. Ja. Hoe hanteer mens so iets? Maar dis my twee hondjies wat hier so by my lê. Dit was net 'n baie vreemde geluid hier so skielik. Ja, 'n kneusing, normale kneusing los later op, maar die kneusing wat 'n sak maak is meer dalk ou bloeding wat daaronder lê. Moenie te hard vryf aan dit nie. Gaan liewer terug daarmee dokter toe, dat die dokter dan oopmaak en kyk.
as die pasiënt geval het. En byvoorbeeld die kneusings het. As dit ligte kneusings is, ek weet nie of ek dit nou maar so mag noem nie, maar ek het gevind dat arnika salf nogals daarvoor help. Okay. Die gewone plein boereraad, weet, arnika salf. Ja. Wow. Maar ligte kneusing, jy weet, smeer dit so bietjie aan en Ja. dit vat dit 'n bietjie weg. Okay. Ja, so, maar ja, moenie, kyk maar wat maak die sak, wat vorm dan. Ja. Dit is partykeer ou bloeding wat gestol het. Maar as dit 'n blaas vorm, sit net iets baie sags bo oor dit, en moenie dit oopmaak, sonder dat jy by iemand kan uitkom wat daai blaas kan besluit of dit moet oopkom of nie. Ja. Ja. Okay. Suster Maria, skus as ek ook net hier kan inchip. Ek dink dit is baie belangrik ook vir die versorger om te weet of jou pasiënt op bloedverdunner is of nie. Ja, Want as 'n pasiënt Ja. op 'n bloedverdunner is hulle meer geneig tot daai blou-rooi merke as hulle stam. En dan dink ek net dis belangrik om te probeer dat daai wond nie oopgaan. Ja. Ja. Dat die velletjie Ja. raak so dun, maar dis belangrik om te kyk dat die wond nie die vel nie stikkend gaan nie, want dan Stikkend kan gaan nie. jy bloeding, kan Ja. jy erge bloeding kry. Ja, want as daai vel stikkend gaan, dan bloei jy redelik erg, weet, Ja. en dan kan dit vir die pasiënt begin gevaarlik raak. Ja. Ek het nou nie gedink aan die medikasie kant daarvan nie, maar dit is baie belangrik. Ons vind baie keer uit by pasiënte wat se medikasie is jy op, en as jy dan die wond oopmaak, dan trigger dit, en dan sê hoorie maar, wag 'n bietjie, die dokters stop soms die medikasie, Ja. weet, om te sê stop die medikasie vir vanaand en môreoggend, en dan gaan dan weer aan om dit te drink. Ja. Maar moenie ophou om dit te gebruik nie. Ja. Dis gevaarliker om op te hou om jou bloedverdunner te gebruik, as om dit aan te hou tot jy raad gekry het by die dokter. Okay. Elise, Dis 'n ek sien jou. Ekskuus, Ja. Elsabie. Nee, ek wil net daar byvoeg, my een pasiënt, die dokter wou 2 van haar moesies verwyder en toe moes ek 'n week voor die tyd toesien dat sy nie meer die bloedverdunner drink nie, en dan so 'n paar dae nadat die steekies weer reg is en so dan sy weer begin. So Yes. mens, dis Suster Marie sê mens moet nie ophou sommer net met dit nie, maar op 'n dokter aanbeveling as daar moet gesny word of ietsie moet gebeur, is dit net beter om te stop daarmee. Ja. Okay. Ja, nee, ek praat nou van na die tyd, jy weet, as jy na die tyd sien 'n wond is bietjie bloederig, moenie Ja. op jou bloedverdunner te gebruik nie, dan is dit gevaarliker. Ja. Maar soos wat ek sê, die dokter het in hierdie geval vir die pasiënt gesê, stop dit vanaand en môreoggend, en dan drink jy weer môre aand jou bloedverdunner. Ja. Okay. Ja. Elise, jy het jou hand op, jy is welkom, gaan Yes. met jou vraag. Okay, ek wil net nou het ek 'n paar, soos wat julle aanhou praat, het ek al hoe meer. Die eerste een is nou gesê as die vel dun is, mens moet verhoed dat dit stikkend gaan. Hoe verhoed jy dit? Is dit nou maar langmou klere aantrek, miskien dalk 'n verband omsit? Hoe verhoed jy dit? Ja, ek sou nie sê dat jy 'n verband moet aansit nie, want dan gaan jy nie maklik sien as dit oopgaan onder die verband nie. Gebruik liewer net 'n gewone vogroom, baie saggies oor 'n dun velletjie. Dit stimuleer tog die bloedstoevoer, om dan gesonde voeding na daai area toe te bring. En los die plekkie dan oop, maar sorg dat die plek baie mooi droog bly, sodat die velletjie dan nie stikkend gaan nie. Ek weet dis moeilik baie keer met
pasiënte wat op doeke is. Want jy kan nie dit partykeer droog hou die hele tyd nie. En daai velletjie van hulle op die stuitjie of waarheen daai vog gaan op die boutjies maak baie keer baie sag en dan gaan die vel maar af. Ja. Ja, so as mens regtig bekommerd is oor 'n plekkie, dan sou ek ook sê plak hom 'n pleistertjie maar wyd genoeg rondom. Moenie net 'n te klein pleistertjie opplak nie. En jy kan dit regtig 'n week oplos. As daar niks op die buitekant wys dat daar afskeiding is nie, kan jy dit regtig 'n week oplos. Okay. En dit dan baie saggies afhaal en kyk Ja. maar dan ja. Dis nou juist wat ek wil vra, as die saggies afhaal. Ek het al gesien met my ma, selfs net op haar arm. Dis baie moeilik om 'n pleister af te kry. Ja, Hy maak Ja. eintlik meer skade as die aanvanklike kneusplek. So hy maak meer wat skade is soms. daar iets wat 'n Ja. mens kan gebruik om daai gom makliker af te kry? Babaolie miskien of so iets? Is daar wat werk? Hulle sê babaolie werk goed, maar daar is jy kry adhesive remover wipes. Weet so dit lyk Ja. soos 'n hierdie klein vierkantige wipies Mhm. wat jy kan kry om bietjie dit mee af te haal. Dit werk goed. Mens moet maar net uitvind waar jy dit kan kry. Okay. Dit gaan mens waarskynlik hier in ons omgewing die naaste by Unitas kan kry. Dat mens gaan vra vir 'n adhesive remover wipe. Okay. Goed. En dan net een laaste skool, skiet ook nog een laaste. Ja, gaan beloof. jy? Ja, gaan jy? Ek wil net geweet teruggaan na die druksere toe. Help massering en goed om dit te voorkom? Kan 'n mens dit doen? Massering, vryf. Jy kan masseer en vryf, maar baie liggies. Okay. Nie hard vryf om te dink jy wil dit nou Regkry. goed inwerk, amper soos 'n fisioterapeut nie. Okay. Dankie. Ja, baie saggies masseer met 'n roompie, want dit gaan die vel dan ook vochtig genoeg hou en die vel voed. Yes. Ja. Is daar nog So. iemand wat nou 'n vraag vir Marie het? Want ek wil vir almal 'n kans gee om te kan vra. Okay, dit lyk nie of daar op die oomblik iemand is nie. Marie, ek gaan vir jou gou-gou nog een laaste vraag vra voordat ek gaan dan afsluit. Ek het gehoor ook en ek het dit so 'n bietjie beleef Mama Rita se operasie dat hierdie steri-strip tipe van pleisters, mens kry daai rolletjies, ek is nou nie seker wat hulle Ja. nie. Ja. Dat dit is geneig om minder skade aan die vel aan te rig as 'n pleister self. Is dit nie so nie? Dit sal ek nie vir jou kon sê nie. Is daar deurskynende Deurskynende daai rolletjies Nee, wat 'n ek mens weet, koop. weet. Ja, nee, ek weet. Maar ek weet nie of hy noodwendig minder skade aanrig as die pleister nie. Want hy het ook maar gom aan en weet hy kan ook te styf oorgetrek wees. En dit hang af wat se pleister 'n mens bo oor hom het. So dit is alles faktore wat saam met mekaar dan werk. Ja. Ek moet sê vir my het dit gevoel asof hy nie so vasplak soos 'n pleistergom vasplak nie. So wanneer ek hom wel afgehaal het, dan het hy nie so getrek op die vel soos wat die pleistergom trek nie. Maar ek weet nie, dit was maar my Ek dink is ervaring omdat met dit 'n kleiner pleistertjie is. Okay. Ek dink dis omdat dit 'n kleiner pleistertjie is. Want die ander pleistertjies onthou is groter. So dit trek aan die haartjies rondom, fyn Ja. haartjies op die vel. En dis 'n groter oppervlak van pleister wat jy dan afhaal as hierdie klein steri-strip wat jy met jou Ja. vinger lekker kan
kan vashou en kan ondersteun wanneer jy die Ja. pleistertjie afhaal. Okay, so ek gaan Ja. gou-gou weer die vloer oopmaak. Is daar nog iemand wat 'n vraag het? Leni, Karen, Jolanda, is daar iemand nog wat 'n vraag het vir Marie? Okay, ek dink dit lyk vir my dit is ons is aan die einde van die vrae. Marie, baie dankie vir jou tyd en vir jou moeite. En jou bereidwilligheid om met ons jou kennis te kom deel 'n bietjie en ons mense te kom bietjie bemoedig. Ek dink dit is 'n regtig 'n diens wat mense onderskat van die waarde daarvan om wonde ordentlik te versorg. Eers as 'n mens regtig met iemand sit wat 'n wond het wat versorging nodig het, wat 'n ou besef hoe belangrik dit is om daai wond reg te versorg. Reg te En dit- versorg, ja. Ja, en dit maak nie saak of dit 'n druk seer is en of dit 'n operasiewond is en En of dit 'n operasiewond en of dit 'n besering is nie, ja. Ja, dit maak nie saak wat dit Ja. is nie. Dit bly Ja. van belang om die wond korrek te versorg sodat die wond so gou as moontlik kan herstel en genees. So dis regtig 'n groot veld ook. Ek weet ons het nou net aan die oppervlakte gekrap. Maar ek is seker jy gaan bereid wees om mense se vrae te antwoord as hulle jou sou kontak met spesifieke probleme. Kan hulle maar? Enige tyd, ja. Kyk, dis hoekom ek glad nie enige iets op my aanbieding gesit het oor wondsorg nie. Want ek kan nie hier kom en vir julle sê as 'n wond so lyk dan doen jy dit en as 'n wond so lyk dan doen jy dat. Want jy kry twee verskillende mense met dieselfde tipe wond en jy gaan verskillende goed daarop sit. Presies. Weet, so dis hoekom ek sê praat net van die Aleven pleisters omdat ek weet hulle is beskikbaar by die twee verskillende groepe, Ja. by Clicks en Dis-Chem. Dis-Chem. En die ander is maar goeders wat 'n mens dan sal raad gee. Daar was net een ding wat ek aan gedink het nou is dit Elise wat nou gepraat het. Ja. Daar weet 'n mens daar is 'n sprei wat 'n baie goeie vel beskermer is. Cavalon sprei, dit is bitterduur. Hy dink ek is R400 vir so buisietjie. Ek gebruik dit baie op my wonde, net om rondom te spuit om die skade wat die afhaal van die pleister veroorsaak te weer te herstel. So dis hoekom ek sê weet daar is soveel verskillende goed. Jy kan twee verskillende goed gebruik. Net omdat jy sien dit is nodig hierso. Ja. Ja, weet so ek kan nie 'n voorskrif vir jou gee om te sê doen dit of doen dat of maak so, jy weet. So, Ja, en verskillende mense, verskillende mense reageer reageer op in hierdie deel van dit. Ja, verskillende mense reageer verskillend op wonde en op behandeling. Dit is die eerste ding en die tweede ding is daar's ook so 'n verskeidenheid van behandelinge wat beskikbaar is vir wonde dat ek dink dit hang van die wond en van die pasiënt se reaksie af. En natuurlik van sy begroting af van watse behandeling hy kan kry, né? Watse behandeling hy kan kry, ja. Ja. So ek dink dit is die punt wat ek wil maak hier op die einde is dat ek dink Marie se bereidwilligheid om te help is groot. So as daar mense is wat vra het, kontak haar gerus. Marie, jou praktyk het jy gesê is die in Centurion. Ja, dis die in Centurion in Eldorein. In Eldorein. En jy handel onder jou naam. Onder my naam. As jy my naam intik onder Google gaan hulle my presies my storie sien. Okay, 100%. Ek wil gou afsluit met 'n storieetjie wat ek vir julle wil vertel. Ek het 'n pasiëntjie versorg nou onlangs daar by Unitas vir 'n dokter en hy het stelselmatig nou bietjie meer begin
meer begin nigter raak, wil ek amper sê, soos wat hy sy gesondheid beter geraak het. En maar hulle moes in die tussentyd 'n toon amputeer by hom. Weet, want hulle kon die toon nie red nie. En nou kyk hy, weet, hy's nou doof ook nog, weet. Dan sê hy, nou wat maak jy nou? Dan moet ek vir hom nou baie mooi verduidelik presies wat ek met die wond doen. Dan sê hy, en wat sit jy op? Wat is daai ding? Dan sê ek vir hom, hierdie is nou hierdie pleistertjie wat ek nou hier opsit. Ja. En hy vra die eendag vir my, nou wat gaan daaraan? Ek sê vir hom, dis waar hulle die toon moes amputeer. En hy het so rukkie stil gebly, hy sê, shame. Oh, Sy arme toon, hy sê, nee, arme ek. oh, Dit was baie Ja, koslik. Nou ja, toe. Baie dankie julle, baie Ja. dankie Marie vir jou bereidwilligheid en dat jy die tyd opgeoffer het om met ons te kom gesels. Ons waardeer dit baie. Dankie, en enige tyd as enige iemand van julle raad soek net of nog 'n vraag het, kontak my gerus. Ek gee glad nie om te help nie en om raad te gee nie. Baie dankie. Ons waardeer dit baie. Ja. Ek gaan vir ons afsluit met 'n gebedjie en dan gaan ons groet. Ons hoop ons sien julle by die kerk. Ons gaan vir die volgende paar weke nie by die kerk wees nie, want ons vlieg môre Europa toe vir so amper 4 weke. Ja. So ons doen wel die volgende een aan die begin van Junie, die volgende sessie. So weer eens as daar voorstelle is vir 'n onderwerp, stuur maar want ek moet kyk. Dis die 4de. Ek dink is die 4de Junie wat die donderdag is. So as jy 'n voorstel het vir onderwerpe, stuur gerus op die groep. Laat ons kyk wat ons kan reël. Maar ek gaan gou vir ons afsluit. Baie dankie julle en dankie vir almal se tyd. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons gehad het om so by Marie te kan leer en haar goeie gesindheid ook te kan geniet en te kan waardeer, Here, waar sy met soveel deernis haar liefde en haar kennis vir die mense deel. Here, baie dankie ook vir almal wat ingeskakel het, vir die tyd wat opgeoffer is. Here, ons loof en ons prys U vir die goeie geseentheid wat die mense wys. Here, ons vra dat U ook dan nou met almal sal wees en dat ons volgende maand weer mekaar sal kan kom. Ons loof en ons prys U naam. Amen. amen. Baie dankie julle. Ek waardeer julle tyd en alles en die gesprek behoort so teen die einde van die week, einde van volgende week behoort hy op die app en op YouTube te wees. Baie dankie. Dankie julle. Dankie hoor, goed Dankie. gaan. Lekker Dankie. aand. Totsiens. Bye-bye. Bye.